Ja, kyk, goeiemôre, good morning. So wat 20 miljoen Suid-Afrikaners gaan slaap daagliks honger, terwyl ongeveer 10 miljoen ton kos jaarliks vermors word. Refreshie is 'n kreatiewe platform wat hard daaraan werk om die probleem op te los. Ek gesels nou met die besigheidsontwikkelingsbestuurder Kobus Swarts om meer uit te vind. Hartlike goeiemôre, good morning, welkom. Goeiemôre, môre. Kobus, waar het hierdie inisiatief en die konsep ontstaan? So, dit het ontstaan as gevolg van 'n groot probleem wat ons tans het in Suid-Afrika. Daar is 10 miljoen ton kos wat op as hope en so aan opeindig aan die einde van die jaar. So Refreshie help om daai kos met die verbruiker te connect voor dit tot op daai punt kom. So die konsep is reeds suksesvol in Noord-Amerika en Europa en dit het baie mense se lewens verander. Kan jy 'n bietjie meer daaroor gesels? So baie mense in Suid-Afrika ook het nie regtig die geleentheid, as ek dit so kan stel, om sekere produkte te koop nie. En so aan kan hulle ook dan die app gebruik om sekere produkte dan vir hulle self aan te skaf en dan wat hulle kan ook probeer wat hulle nooit sou kon nie. So dit is kos en produkte van sê nou restaurante of kruidenierswarewinkels wat dalk net op die sell-by is en dan word dit nou op die app gesit en mense kan dit koop vir goedkoper. Ja, so dit is ons het dit op die app, dan koop hulle dit vir goedkoper prys wat hulle sou in die winkel. Yes. Right? So ons het Spar, ons het Vida E, ons het Bootlegger, Krispy Kreme, Newmark Hotels, daar's vir 500 plus winkels op die app. Ongelooflik. So jy het nou vir ons 2 sakkies gebring. Ek wil baie graag sien wat is in hierdie Refreshie sakkies en kan jy vir ons verduidelik die verskil tussen die goed wat mens op die app kan kry in hierdie sakkies? So dit hang af van plek tot plek en dan gewoonlik by 'n Spar het ons kategorieë wat either 'n bakery bag, 'n deli bag, dry goods, fruit and veg. So hierdie ene kom van Spar Holloway. Dit is 'n bakery bag. Ek weet nie of jy dalk wil oopmaak nie. Kom, laat ek oopmaak. Ek is honger, dit is vroeg in die oggend. Kyk. So dit is 'n surprise bag. Ons weet nie wat is daar in nie. Ooh, lekker. Hier is 'n raisin bun. En dit sê jy kan sien hier bakery managers markdown. Yes. So dit is eintlik deel van die doelwit van wat jy wil regkry hier in Suid-Afrika met Refreshie. So baie van die kosse, soos jy gesê het, is naby en sell-by. Ja. So dit is nog steeds reg vir ons almal om te eet. Jy self sal dit eet, die mense in die Spar sal dit self eet. Daar's niks fout met die kos nie. Ja. Dit is net unsold food. Ja. Wat moet uit sodat hulle die koste kan opmaak daarvan. So hoe gaan julle die sukses van Refreshie in Suid-Afrika kan meet? Hoe gaan dit so ver met die app? Dit gaan baie goed. Ons het tans 160,000 app downloads en about 80,000 followers op ons sosiale media. Soos ek gesê het, oor die 500 winkels het, en ons het net begin. So die plan is om so groot te groei soos wat dit doen in Europa en in die ander lande. Is dit maklik vir die groot handelaars om by julle aan te sluit en is dit maklik vir julle om hulle te oortuig om te sê, luister, julle hoef nie van hierdie kos ontslae te raak nie, julle kan eintlik 'n verskil maak in mense se lewens en dit bietjie goedkoper verkoop? Dit is nie altyd so maklik om mense te oortuig nie. Die app is nog nuut. Ja. Maar van die mense, sodra ons hulle daarvan vertel, is hulle verskriklik bly dat ons hulle kan help. Want almal weet, dit is 'n groot probleem in Suid-Afrika. Is Refreshie landwyd beskikbaar? Ons het mense van deur die Weskaap, op die Garnroute, deur op in die Ooskus, op tot in KZN en dan in Gauteng ook. En ons is tans besig om baie groot te groei om by die ander plekke uit te kom. Kobus, hoe lank dink jy gaan dit neem om die probleem van kosvermorsing veral hier in Suid-Afrika op te los? Ek weet dit is 'n moeilike vraag om te beantwoord, want dit is 'n moeilike situasie. Ja. Maar hoe lank dink jy gaan dit neem?
Om eerlik met jou te wees, ek weet nie. Ja. Dit is 'n baie moeilike vraag en ek hoop ons kan help daarmee om daai situasie vinniger te kan probeer oplos. En dit is amper 'n mindset shift wat moet gebeur met die handelaars, die restaurante, selfs die mense wat wil koop. Dit is iets wat jy aan moet dink en dan jou siening moet verander en dan jou hele lewe kan verander. Ja, en die ding is, baie mense kan dan sekere kosse bekostig, wat hulle nie voorheen kon nie. Ja. Wat koop jy op Refreshie? Ek koop alles. Ek hou daarvan om alles te probeer. Jy kan nuwe goed probeer wat jy nooit het nie. Nuwe winkels. So ek hou van die grocery en dan hou ek ook van die bakkerye. Yes. So hierdie surprise bakery bag is heeltemal up your alley. Yes. Wat koop mense die meeste? Groceries. Ja. Dit groceries is 'n groot deel daarvan omdat dit in ons land is dit baie keer bietjie onbekostigbaar. Ja. Hierdie sakkie was R96, jy kry R150 se waarde daar binne. En dan hierdie ene was R69 en dis ook R150 se waarde daar binne. Wat is mense se terugvoer wat Refreshie gebruik? Love it. Hulle hou baie daarvan, hulle is baie bly dat daar so iets is in Suid-Afrika en dat ons die geleentheid het om mense te kan help. Wat is julle planne om nog in die toekoms te groei en om seker te maak dat meer mense bewus is van hierdie app? Ons is besig met 'n bemarkingsstrategie rondom dit en dan ook is ons besig om meer in die land in te vaar in die kleiner dorpies en so aan wat dit ook nodig is. Ek wil graag weet, as mense meer inligting wil kry, hoe kan hulle te werk gaan om die app om uit te vind oor die app en hoe dit werk? So ons het 'n website, refreshie.co.za en dan het ons ook die app kan jy gaan download op die Android en Apple Store. Ja. Kobus, dankie dat jy hier by ons aangesluit het. Ek wil ook nou kyk wat in die ander sakkie is voor ons nou uiteindelik vir jou baie sê, I want to know. Hierdie kom van Spar Old Farm af. Dit sal jou grocery bag wees. So dit sal iets wees wat jy dan gewoonlik in so 'n sakkie sal kry. Ja, 'n lekker stukkie koek en sap en piesangs. Baie dankie Kobus. Dit dan Kobus Swarts van Refreshie. En ek hoop ons skep nog hoop hier by Goeiemôre Good Morning. Ons is net hierna terug.